As hy, goeie naam van my kant af en gelukkige Vadersdag aan al die paas wat hier is. En omdat dit Vadersdag is, het ek goed gedink om te begin met een of twee dad jokes. Okay, so kan sien van mense hou van dad jokes. Maar hierdie eerste een gaan so, hy sê, I told my wife that she should embrace her mistakes, so she gave me a hug. Dis 'n dad joke, okay, jy moet lag. Alles het nie snaaks nie. I told my doctor I broke my arm in 2 places. He told me to stop going to those places. Lekker, al die paas, julle kan maar lag. Studente, jy sal ontvang as enige pa is, so. Maar ons is in ons 3de week van ons reeks Goedkoop Liefde. En dis reg net so voorreg en ons het 'n paar goed gepraat oor die eerste week net gesels rondom hoe reageer ons op behoeftes. Verlede week het ons bietjie gepraat oor kingdom principles en vanaand wil ek met jou gekuier rondom die gedagte om te besef dat daar's 'n bron in hierdie lewe, iemand wat na ons omsien en voorsien en dis God die Vader. God die Vader sien om vir ons. Jou werk en alles wat jy bekom het, sien nie om vir jou nie, dit is alles hulpbronne, maar God is op die einde van die dag die bron, en ek dink ons leef in 'n wêreld wat die wêreld ons leer, dat jy moet styf vashou aan dit wat jy het, en ons word aangemoedig om te spaar, en ons word aangemoedig om meer te versamel, ons word aangemoedig om alles te beskerm ten koste van dit wat dalk kan gebeur, so alles hou ons so vir onsself, en dis hoe ons groot word, of dis wat die wêreld eintlik vir ons leer, maar wanneer ons besef wat die Bybel vir ons sê, en as ons na die Vader kyk, dan besef ons dat die Vader het alles gegee, hy het sy seun gegee vir jou en my, Jesus Christus, sy seun het sy lewe gegee, en op die einde van die dag het Heilige Gees sy teenwoordigheid vir ons gegee, so die Vader het alles gegee wat hy kon gee. En dis eintlik so amazing wanneer ons daarna besef en besef dit was nie goedkoop liefde nie, dit was letterlik liefde wat 'n opoffering gemaak het. En dink ek aan Jesus, net in terme van Jesus se lewe. Ons praat baie keer van Jesus het die prys betaal en hy het op die einde van die dag gesterf en dit is die koste van ons lewe. Maar as jy teruggaan, dan besef jy Jesus het baie meer opgeoffer as net die kruis vir jou en my. Inteendeel, die Bybel sê hy het sy troon verlaat om op hierdie aarde te kom leef. Hy was gebore arm en met niks nie. En hier leef hy besig, sy ouers moes weghardloop sodat ek en jy vandag sy lewe kan ervaar en herdenk. En dis wat Jesus kom doen het. Jesus het op hierdie aarde kom leef. So hy het sy troon prys gegee om op hierdie aarde te kom leef vir jou en vir my. En hy het kom leef as 'n krygsman, iemand wat met sy hande kon werk, iemand wat hard gewerk het. Inteendeel, hy het gesê ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om ander te dien. Soos 'n totaal en al ander mindset. Ek het gekom om jou lewe vir jou maklik te maak. Ek het gekom om vir jou te gee en alles te doen namens jou en vir jou, en daardeur het ek gekom, so ek het prys gegee. Nêrens lees ons in die Bybel dat Jesus gesê het, hoor jy asseblief, ek soek die beste 5-ster nie. Nêrens lees ons, Jesus het gesê, asseblief, ek soek 'n Rolls Royce nie. Nêrens van dit lees ons nie, en dit is die beginsel wat Jesus ons kom leer het, om 'n lewe van vrygewigheid te kan leef, en op die einde van die dag, het dit hom soveel gekos, dat hy sy lewe vir jou en my gegee het. En ek en jy is losgekoop met 'n losprys, sy bloed het vir ons gevloei, en dis hoekom, dis vir my belangrik is vandag, om vir jou te kan sê dat dit wat jy bekom het en dit wat jy het en dit wat jy dalk nog gaan bekom, is om te besef, dis net 'n hulpbron. Maar die actual bron is die Vader. Want alles in hierdie hele wêreld behoort aan hom. En in een van die boeke wat ek gelees het, in The Blessed Life, het Robert Morris gesê, you cannot outgive God. Dink daaraan. As jy dink jy kan God outgive, dink weer.
Want die kruis was juist die symbool, die openbaring van God se vrygewigheid, dat God se hart so vrygewig is, en dat dit wat gebeur het aan die kruis, het ons eintlik om bevry van skaarsheid mentaliteit, dat ek alles vir myself wil hou, en sê hierdie is vir my, maar Jesus kom, en hy kom leer ons hierdie goed, hierdie beginsels, dat ek en jy, so jonk of so oud is wat jy is, dat jy nog steeds hierdie kan toepas in jou lewe, en dis hoekom die Vader is ons bron, nie ons inkomste nie. Amen. Okay, studente, jou ouers is nie jou bron nie. Die Vader is jou bron. En Matteus hoofstuk 6 gee vir ons so 'n bietjie van 'n commandment rondom dit. Hoe moet ons leef? En Matteus is deel van die bergpredikasie reeks. Dit begin in Matteus hoofstuk 5 en eindig in hoofstuk 7. En hierdie hele gedagte wat Jesus kom praat is, hy's eintlik besig om die lering vir sy disippels te leer en beginsels, 'n koninkryksbeginsels vir hulle te leer hoe om te leef. Wat moet julle doen? Wat moet julle doen met julle vrouens? Wat moet julle doen om te vergewe? Al hierdie tipe goed praat hy daarna, en alles wat daar gebeur, praat hy, dan kom verwys hy een van die goed is oor finansies, en hoe ons finansies moet hanteer, maar hoofsaaklik, terwyl hy met sy disippels praat, was daar klomp skare wat na hom geluister het, wat eintlik nuuskierig was, om te hoor wat hy sê, en van hulle was die fariseërs, skrifgeleerdes, wat eintlik aan die binnekant, jy weet, dood was, maar aan die buitekant lyk dit of hulle lewe. Aan die binnekant het hulle geen toewyding in terme van hulle verhouding met God nie, van hulle was alles gedryf deur godsdienstige pogings, en dis wat aan die buitekant gebeur het, en so kom Jesus, en hy kom leer sy disippels, en hy hoor hierdie ouens hierdie goed praat, en luister na hom, en hy begin hulle aan te spreek, en vir hulle te sê, hoe gaan dit lyk as jy, soos Dr. Strydom sal sê, 'n autentieke verhouding met God die Vader kan hê. Autentiek beteken authentic, sê gewonder het. Hoe gaan dit leef? Hoe lyk dit as jy so lewe leef? En so spreek hy godsdienstige pogings aan, hy spreek godsdienstige maniere aan, hy spreek godsdienstige leiers aan, en sê, julle moet anders begin leef, want vir hulle was dit om in die uiterlike, het hulle die herkenning gesoek, van kyk wat het ek gedoen. Maar innerlik was hulle nie toegewyd aan dit wat God die Vader eintlik vir hulle in stoor gehad het nie. Of dit hoe God die Vader vir hulle wou gehad het, hulle moes leef. En daardeur kom Matteus hoofstuk 6 en hy kom anker iets wat in ons lewe so belangrik moet wees. En dan sê hy hierdie commandment, hy sê moenie worry nie. Dis 'n goeie Afrikaanse woord. Hou op worry oor môre. Hou op worry oor wat jy gaan eet of wat jy gaan drink of waar jy gaan bly. Hou op worry. Dit beteken letterlik die volgende, die oorspronklike Grieks se woord beteken, daai woord worry beteken om uitmekaar getrek te word of om verdeel te word. So dit beteken letterlik, ek wil die woord gebruik, om uitmekaar geskeer te word, dat jy onseker is waar jy staan, want aan die een kant wil ek graag God vertrou, maar ek is te bang om God te vertrou en daardeur vrees ek oor my finansies, vrees ek om alles terug te hou en daardeur wil ek 'n lewe leef van geen. En Jesus kom en hy sê, hoekom leef ons so as ons anders kan leef? Want gebruik hy 2 voorbeelde in die natuur. Hy sê, kyk vir die voëls wat hier in die lug vlieg. Wie sorg vir hulle? Hulle doen niks nie, maar tog kry hulle alles wat hulle nodig het. Kyk na hierdie blomme, hulle doen niks nie, hulle blom maar net daar, staan maar net daar en lyk mooi, en tog kry hulle alles wat hulle nodig het. Hy sê, hoeveel te meer? In vers 32 sê hy die volgende, julle hemelse Vader. Hy praat nie van jou hemelse God nie. Hy sê nie die almagtige God nie. Hy gebruik niks van daai woorde nie, hy maak dit persoonlik en hy sê, julle hemelse Vader weet tog wat julle nodig het. Is dit nie amazing nie? Die hemelse Vader weet presies wat jy en ek nodig het. Hy weet presies wat ons behoeftes is. En hoekom vrees ons nog steeds? En hoekom worry ons nog steeds? Want weet jy hoekom? Want ek wil alles terughou en alles vir myself en ek is onseker. Wat as ek hierdie weggee? Wat as ek gaan gee? Wat gaan gebeur met my lewe? En die volgende vers 33, sê eintlik, dis die klimaks van hierdie hele gedeelte. Wanneer Jesus eintlik sê, hier's 'n beginselslewe wat jy moet leef, 'n koninkryksbeginsel lewe, en dan sê hy die volgende, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid.
Hierdie koninkrykslewe van 'n lewe wat ek wil noem 'n persoonlike, private geregtigheidslewe. Dit is my private lewe met God die Vader. Dit is hierdie vertikale verhouding wat ek het. Ek moet dit in plek hou. Ek moet daai koninkryksbelewe begin leef. En dan sê hy ook, hy sê daar's 'n publieke koninkrykslewe, daar's 'n publieke geregtigheid wat ek en jy leef, en is hierdie horisontale lewe wat ek saam met mense leef, en dat mense sien hoe ek leef, en as jy hierdie twee vat, 'n vertikale en horisontale lewe, dan kom jy agter, dis eintlik wat die kruis van Jesus beteken. Daar's krag daarin. Ek kan nie die een leef sonder die ander een nie. Ek kan nie sê, ek het 'n publieke geregtigheidslewe, maar ek het nie 'n private geregtigheidslewe nie. Ek kan nie sê, ek het 'n private geregtigheidslewe en 'n koninkrykslewe, maar ek het nie 'n publieke koninkrykslewe nie. En so sê hy die volgende, hy sê, soek eers die koninkryk en die geregtigheid van God, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Alles wat jy tekort het, alles wat jy voorvra, sal die Here vir jou gee, want Jesus beloof nie 'n lewe vry van verantwoordelikheid of probleme nie. Hy beloof dat wanneer God se koninkryk ons eerste prioriteit word in ons lewe, ons hom met ons behoeftes kan vertrou. Dat ons ophou sal worry oor al hier ander goed. Kyk, jy kry mos warriors vir Jesus. Dis daai tipe mense wat worry oor die petrolprys wat volgende jaar opgaan. En ek weet, hulle sit nou nie hier vanaand nie, dis die ouens daar in Littleton. O, shucks, hier's 'n paar mense wat in Littleton bly. Ek bedoel die Littleton kerk. Soek eers die betekenis van God, wat bedoel dit? Soek die reëls van God. Soek die doelwitte van God, soek God se waardes vir my lewe, soek dit, dat ek my lewe volgens dit kan inlei, en wanneer ek daai lewe leef, dan besef ek, ons staan op 'n plek waar ons God as Vader in ons lewe kan inbou, en hom deel maak van ons lewe, en ons hou op, soos weeskinders aangaan, hou op, onseker is van onsself, want ek weet wat die Vader van my verwag, en weet wat die Vader van my vra, want weeskinders vra, hoe beskerm ek wat ek het? Ek het nog nooit in die 18 jaar wat ek pa is nie, nog nooit gehoor dat my seun of my seuns na my toe kom en sê, hoorie papa, jy sê, ek worry nou, ek weet nie wat ons môre gaan eet, want ek sien hier's nie brood nie. Nog nooit nie. Want hy weet, al wat hy sê is, papa, daar is nie brood nie. As ek die broodblik oopmaak, dan beteken dit, papa, hier's net korsies. Wat hy eintlik bedoel, ek het al baie keer dit gehoor, dan sal hy na my toe kom, en sal ek sê, hoorie papa, ek het nog gedink, ek wil graag môre 'n burger eet by die skool. Lekker, né? Vrymoedig. Want hy weet, hy's nie 'n weeskind nie. Daar's 'n ander mindset rondom dit, en omdat ons die Vader het en besef dat ek is nie die eienaar van dit wat ek het nie, ek is net 'n rentmeester, ek is net 'n hulpbron vir dit wat die bron eintlik aan my toevertrou het, kan ek leef met 'n lewe waar my werk, my besigheid, my beleggings, alles is hulpbronne, want ek erken hom as my bron van my lewe, en ek gee alles toe vir hom, en wanneer ek dit doen, dan is ek eintlik op 'n plek waar ek elke vrees in my lewe kom uitkanselleer. Ek dink dit is een van die grootste vrese wat mense het. Ek is onseker wat ek gaan hê vir môre. Ek is onseker, het ek genoeg? Dit was John Wesley wat gesê het, verdien alles wat jy kan, spaar alles wat jy kan, en gee alles wat jy kan. Hoor jy, dit is nie gekoppel aan 'n sekere bedrag nie. Dit is gekoppel aan 'n leefwyse, omdat ons die Vader ons behoefte laat bekend maak, kan ons met vertroue en vrede voortleef, want hy is my bron, ek is nie my bron nie. Jou voorsiening en my voorsiening begin nie in ons bankrekening nie. Ons voorsiening begin eintlik in die hart van die Vader. En nou sê jy, ja, maar Helen, ek het al baie die Vader gevra. Ek het al baie hierdie goed gevra, en is asof niks gebeur nie. My vraag is nie, wat het jy vir die Vader gevra nie, my vraag is heel eerstens, hoe lewe jy, wat het jy al gegee? Amen of eina? Wat het jy al gegee? Ja, maar ek het nie om te gee nie, ek kan jou vandag garantie, almal van ons wat hier sit, en die wat aanlyn kyk, ons het ten minste iets om te gee, want dit gaan oor die hart.
Dit gaan oor wat ek kan gee. Ek onthou, dit was seker so 10 jaar terug. Is ons besig om voor te berei vir Street Store. Dis so lank Street Store al aan die gang is. En ek onthou, ons is besig om voor te berei by die kerk vir Street Store en Jaden is daai tyd 8 jaar oud en hy hoor van hierdie Street Store en ons moet klere gee en speelgoed gee en hy kom na my toe, hy sê, papa, ek het gedink, ek wil graag al my Lego gee vir Street Store. Ekskuus, ken jy die waarde van Lego? Dit was nou nog voor al die Chinese winkeltjies oopgemaak het. Nou sê ek soos in, seun, laat papa daaroor bid. Dis mos wat ons doen. Christene, ons maak ons 'n verskoning met gebed. Ek gaan daaroor gaan bid. Nee, as jy in jou hart voel doen dit, nou stap ek af weg, ek sê vir my vrou, hoor, hierdie kind het my nou uitgebal. Hy sê, hy wil sy Lego gee vir Street Store. Sy kyk my so, sy sê, nou, wat is die probleem? Toch jullie 2 teen 1. En in daai oomblik besef ek sê vir hom, buddy, as jy so voel in jou hart, go for it. Nou besef ek, as voordeel, as hy al sy Lego weggee, dan hoef ek nie op 'n Lego weer te trap nie, weet, in die oggend. Nou besef ek, okay, en ek sê vir hom is reg, en hy pak al die Lego bokse op, sê, papa, ons moet dit gaan gee vir die kerk, en ek probeer nog negotiate, vat daai cheap blokkies, man, daai groot blokke, hulle is fyn, gee vir hulle. Nee, hy wil alles gee, en hy gee alles. En so pak ons dit in pakkies en op, en ons gee dit vir die kinders, en hy is die dag by Street Store saam met my, en hy sien een van die maatjies, arme maatjies, speel met hierdie blokkies. En daai kind se smile. Hy sê, papa, kyk hier, kyk hoe lekker, kyk hoe gelukkig maak dit hierdie kind. En ek sê dan, ek besef, ja, nee, dis waar. Kom ons gee dit. Ons het dit nog gegee. It is what it is. 2 weke later. Kom lag julle. Hy het nie nog weggegee nie, moenie worry nie. 2 weke later, bel 'n pel van my. Sy kinders is uit die huis uit. Hy bel my, sê, hoorie, ek weet, jy het 2 klein seuns, ek het kratte en kratte Lego wat ek graag vir jou wil gee. Jy sê, maar ek sê, moenie worry nie, ek kom nou. Hy sê, toe ek vir hom sê goodbye, toe sê ek al besê, hallo, ek is hier, ek soek hy Lego. Maar dis hoe die Here werk, ouens, dis hoe dit werk. Baie keer moet ons net dit wat vir ons belangrik is, wat ons hart vashou, moet ons baie keer ons hande oopmaak en vra, Here, wat kan U doen met wat ek in my hande het? En dis die voorsiening van God, want wanneer jy besef dat God is 'n God wat voorsien, dan skep dit vrygewige mense. En die vroeë kerk in Handelinge het hierdie gesnap, hulle het geweet waarmee God besig is en wat moes gebeur. Hoor net hierdie volgende, Handelinge 2 vers 44 tot 45. Hy sê, al die gelowiges, dis nou almal wat met sy mond bely en in sy hart geglo dat Jesus Christus die Here is. Hy sê, almal wat gelowig geword het, wat gelowig was, by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. So beteken, jou Amarok bakkie wat jy nou ry, dit is myne en dis onsin. Jy weet, dit was daai tipe. Hy sê, hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Dit raak nou stil hier binne. Ek sê nou nie vandag jy met jou bakkie verkoop nie. Okay? Hoor die beginsel. Hulle was bereidwillig om alles te gee. Hulle het 'n lewe geleef van, Here, wat ook al U deur my hande wil laat vloei, laat dit so wees. En die vroeë kerk het besef, God is besig om iets in hulle lewe te doen. En waar hierdie gedraai gekom het, was eintlik op die dag van Pinkster, na Pinkster. Pinkster was die uitstorting van die Heilige Gees. En die Heilige Gees wat ons lewe kom deurweek met heiligheid, wat ons lewe kom belyn met God se plan en God se wil vir ons lewe. En ons sien wat gebeur het, hulle het die teenwoordigheid van God beleef. Hulle het God se liefde ervaar, nie net gehoor van dit nie, maar hulle het ervaar, hulle het vrygewig begin word teenoor mekaar, want vrygewigheid, mense, is nie net fondsinsameling nie, vrygewigheid is 'n natuurlike aksie wat ons doen, want dit kom van nature, dis 'n transformerende aksie wat my lewe kom deurweek. En dis wat hulle kom doen, het alles gegee, want hulle het gesê, ons is bereid, want ons ken nou die Vader wat ons help, en Heilige Gees is daar om ons te convict van die goed wat ons verkeerd doen.
En dis wat hulle lewe kom doen het. Dit was Randy Alcorn wat die volgende gesê het in 'n boek. Hy sê, God prospers us not to raise our standard of living, but to raise our standard of giving. Sure. Sal dit nie amazing wees, as jy baie kan het, sodat jy baie kan gee nie? Maar die probleem is, omdat ek min het, wil ek nie gee nie. So hoe gaan God jou vertrou met baie, as jy nou al min het, maar jy weet nie om te gee uit die min wat jy het nie? So, kom op 'n plek wat jy sê, Here, dit wat ek het, ek wil U toelaat om deur my te kan leef. Ek wil eintlik 'n vrygewige mens wees, en so wil ek vrygewig kom leef. Hoor wat sê die ander kerk, wat ook geplant is deur dit, in hoofstuk 4, want hulle het besef, dit is 'n koninkryks beginsel lewe, en koninkryks finansies elimineer eintlik die vrees van tekort, en die vrees van skaarsheid, want skaarsheid begin nie in jou beursie nie, skaarsheid en armoede begin in jou hart. En vers 31 sê dit die volgende, en hulle moet nou mooi hoor wat hier gebeur, soos ons wat hierso sit. Hulle sê, en toe hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was, geskit, en hulle almal was vervuld met Heilige Gees, en hulle het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So almal van hulle wat daar was gevul met Heilige Gees. Dit was chaos gewees, en hier kom Heilige Gees op hulle neer, en hulle lewe verander so, dat hulle so vrymoedig is, om te kan praat oor God. En ek dink baie keer, en dit is hierdie ding wat ek nou nog gesê het, daar's 'n private righteous lewe wat jy moet leef, maar ook 'n public righteous lewe, dat ouens weet wie hy is, wie ek is, op hierdie verhoog, en wie my sien tussen mense, is dieselfde persoon, dis wie ek is. Ek kan nie iemand anders wees nie, want hierdie lewe wat ek leef, wil ek graag daar leef, en dis hoekom mense altyd onseker is, om vir ander te kan sê, hey, jy moet anders leef, of hey, dis wie ek is 'n Christen, en dis die beginsels wat ek leef, en hy sê, toe Heilige Gees in hulle lewe kom, toe hulle begin verkondig wat God is, en wie God is, en wat God in hulle lewe kom doen. Maar dit het nie daar geëindig nie, want die volgende vers sê die volgende, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie. Dis amazing. Hy sê, dit wat ek bekom het, voordat ek 'n kind van die Here geword het, dit wat ek bekom het, voordat ek my hart vir die Here gegee het, al daai goed het ek bymekaar gemaak, voordat ek op 'n plek gekom het, en besef, Jesus Christus is my Here, voordat ek op God vertrou het, ek het al hierdie goed bekom voor dit. Hy sê, nie een van hulle het gesê, hey, dit is myne, en jy kan nie dit doen, jy kan nie daai doen. Hy sê, nee, op 'n plek gekom waar jy besef, dat is iets beter. Ek onthou in diensjaar, ek kom uit 'n huis uit, waar jy vra nie, of jy iets kan eet nie, as dit oop is, dan eet jy dit. Jy kan my vrou vra. Ek weet nie hoe my ma dit reg gekry het al die jare nie, maar sy het dit reg gekry, sy het 'n R10 gevat, en sy het hom gerek na R100 toe. Ek weet nie hoe kry sy dit reg. Ek weet van julle maas doen dit ook. En hoeveel keer? En toe gaan ek diensjaar toe. En ek kom in diensjaar, en ons bly almal in 'n kommune, en dit gaan tog te lekker, en ek stap die dag kombuis toe, en ek maak die yskas oop, en ek sien, lekker Coke. En ek haal 'n botteltjie Coke uit, ek gooi vir my 'n glasie, maak hom mooi toe, en ek drink Coke, en ek sal nooit vergeet, hierdie een pel Hansie, hy kom na my toe, hy sê, lekker, wie se Coke drink jy? Ek sê, dit wat in die yskas is? Hy sê, dit is my Coke. Ek sê, nee, maar dit is ons yskas. Hy sê, jy moet vra. Ek sê, skus, kan ek van jou Coke drink? Jy sien, dit was 'n ander mindset. Is nie om terug te hou nie. Nee, ek het vir hom 'n ander Coke toe gekoop, maar dit gaan daaroor om te besef, dit wat myne is nie net myne nie, dit word nou ons, en hoor hierdie, hy sê, maar hulle het alles in gemeenskap gehad, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus Christus, en groot genade was oor hulle almal. En dan gebeur hierdie, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want
Almal wat besitters van grond en huise was, het dit verkoop en die prys wat hulle daarmee verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê en almal, elkeen is uitgedeel volgens hulle behoefte. Sê, want daar was geen persoon, hoor wat sê die Engelse vertaling, hy sê, and God's grace was so powerfully at work in them. God's grace, die genade van God, iets wat ons nie verdien nie, maar ons verdien dit, het so kragtig in hulle gewerk, that there were no needy persons among them. Geen behoeftige mense. Want almal het gegee. Almal was vrygewig. En julle sal onthou, om dit te kan besef, is dit eintlik so belangrik, en ek het dit hoeveel keer al gesê, maar hierdie is eintlik die ongelooflike getuienis. Sy gly my klats. Die ongelooflike getuienis van die vroeë kerk, dat die kerk het nie nood uitgeskakel nie, want almal het dalk moet ek dit maar net lees. Want almal het welgesteld geword. Die kerk het ook nie net behoeftes uitgeskakel omdat almal vrygewig geword het. Almal was vrygewig en dit was gewillig. Niemand het hulle geforseer om iets te gee nie. Niemand het gesê, as jy nie dit doen nie, gaan jy hel toe. Niks van dit nie. Dit was 'n vrygewige lewe wat hulle geleef het en gesê, ek doen dit gewillig. En jy sal onthou, ek het vir jou gesê, 'n paar weke terug, toe sê ek vir jou, ons reageer nie op 'n behoefte wat ons sien nie. Want as ons reageer op elke behoefte wat ons sien, elke behoefte maak jou partykeer skuldig laat voel. Ons reageer op die stem van die Here. En wanneer die stem van die Here vir my sê, gee, dan gee ek. En elkeen van ons moet dit kan toepas in ons lewe, om 'n vrygewige lewe so te kan leef. En hoeveel keer het ek dit al gesien met my seuns, vir al die jong een, dan stop ons by 'n rower, dan sê hy, pappa, gee vir hierdie oom ietsie. Sê ek het nie, dan maak hy my vir die oom 'n Streetwise tool gaan koop, van pappa, ek het nie nou geld nie, mag gaan swipe net. Rarig. Slim kind. En dan ry ons terug en dan gee ons dit en hy het hulle 'n paar keer dit gedoen. En toe hy by die derde keer kom en sê, pappa, koop vir hierdie oom net 'n KFC. Toe sê ek, jy gaan my nie so vang nie. Jy sien, in hierdie lewe kos dit my iets, dit kos jou niks nie. Jy het ook spaargeld. Hoekom koop jy nie vir die oom ietsie nie? Hy het dit een keer gedoen, toe besef hy, dit kos hom baie. Want dit is die ding van vrygewigheid. Dit gaan jou iets kos. Dit gaan jou iets kos, dit is iets van 'n sacrifice, en ek wil afsluit met hierdie amazing stuk van die vroeë kerk, in hoofstuk 5. Goedkoop liefde hou nooit terug nie. Goedkoop liefde is altyd bereid om te gee. Dis 'n diersame lewe. Dis 'n diersame liefde, dit gee prys, en in Handelinge 5, vanaf vers 1 tot vers 4, is al gedeelte wat ek net met julle wil deel, maar jy kan die hele hoofstuk 5 tot en met so vers 11, vers 10, vers 11 gaan lees. En dit is die storie van die vroeë kerk. Storie van twee mense wat deel is van die kerk, Ananias en sy vrou Safira. En hierdie twee het grond besit en op 'n stadium het hulle besluit, dalk moet ons al hierdie grond verkoop, want dit is wat almal heidaglik doen, en ons kyk na almal se behoefte om, en hulle sê, dalk moet ons die grond verkoop en dit vir die apostels gaan gee, en hulle verkoop die grond. En terwyl hulle die grond verkoop, toe besluit hulle, met albei se wete, kom ons hou 'n gedeelte terug, vir die onsekere dae. Kom ons hou 'n gedeelte terug, en ons gee net hierdie gedeelte, ons gee net hierdie bietjie vir die apostels, wat hulle nie besef nie. Ek het geworstel met hierdie, en dink ek, hoekom sê die Bybel hierdie volgende skrif? Want dis wat die Bybel kom sê in vers 3. Sê Petrus die volgende, hy sê, toe sê Petrus vir Ananias, waarom het Satan jou hart vervul, dat jy vir die Heilige Gees sou lieg, en van die prys van die grond agtergehou het? Hoekom het jy toegelaat dat jou hart so oop is vir Satan se leuen, wat in jou hart inkruip en sê,
Jessie, ek gaan nie genoeg hê nie. Hoekom het jy toegelaat dat vrees jou lewe kom beetpak? Hoekom het jy toegelaat dat armoede in jou hart ingekruip het? Hoekom het jy toegelaat dat dit gebeur? En toe besef ek, hulle het presies geweet dat hulle iets verkeerd doen. Want hoekom? Net voor dit hoor ons dat terwyl almal in een gemeente by mekaar was hulle gevul met Heilige Gees. Wat doen Heilige Gees? Hy kom oortuig ons van dit wat ons verkeerd doen. En tog moes hulle geweet het, hulle is besig om iets verkeerd te doen, maar tog het hulle besluit, die mens, die vrees, die ek, my bron, ek is die bron van hierdie lewe, ek sal dit terughou. Tog het hulle geweet. En hulle hou dit terug. Want hulle toegelaat dat die leuen van Satan, wat vrees in ons lewe inbring, in ons lewe inkruip. En julle kan verder gaan lees. Al twee van hulle, hartseer storie, het voor die voete van die apostels net daar neergeval, dood. Moenie toelaat dat vrees jou lewe kom vernietig nie. Maar laat toe dat jy sy lewe in jou lewe kom toelaat om jou lewe te kom deurweek, want Ananias en Safira, hulle wil graag die eer gehad het om te sien, hy kyk wat gee ons vir die kerk, hy kyk wat gee ons vir armoede, hy kyk wat gee ons vir 'n charity en al hierdie tipe goed. Hy sê, dit gaan nie oor wat jy in die uiterlike doen nie, dit gaan eintlik oor jou hart. Die probleem was nie die bedrag wat hulle sou gee nie, die probleem was die toestand van hulle hart. Wat is die toestand van jou hart vandag? Want hulle wil graag die seën van vrygewigheid hê, sonder die koste en die opoffering wat dit sou kos. En net soos wat Jesus alles gegee het, is ek en jy, vandag staan ons hier en ons bereid om wat te gee. En jy sien, ons is geleer, dat vrygewigheid nie daaroor gaan om iets weg te gee nie, of om iets te verloor nie. Maar dit gaan daaroor om ons harte te posisioneer teenoor God se plan vir my lewe. Om my hand oop te kan maak en te kan sê, Here, dit wat U vir my in my hand plaas, kan ek ook so weggee. Dit is nie om my hand net die hele tyd toe te maak nie, want as jy jou hand die hele tyd toemaak, kan God niks in jou hand sit nie. Is jou hand toe, want jy kan nie 'n hele paar goed juggle nie. Dit is my hand oop te maak, sodat jy kan plek maak vir God se seëning. Jy sien, Jesus is minder besorg oor hoeveel jy het. En hy is meer besorg oor wat jou hart het. En wat in jou hart aangaan. En ek wil jou vandag kom challenge. Dat jy vandag jou hart sal kom belyn en te sê, Here, gaan nie oor wat ek het nie. Gaan oor hoe leef ek 'n lewe, wat ek weet, U is my voorsiener. Ek kan staat maak op U. En dit wat ek het is 'n hulpbron. U is die bron van hierdie lewe, en my inkomste, my besigheid, my salaris, wat ook al ek doen, dit is alles hulpbronne wat God vir jou in staat stel. En van ons het amazing kreatiwiteit en amazing goed om te kan doen, maar dis God wat ultimately dit vir jou gegee het. En van julle gaan nog daar kom, maar leer dit vandag om te kan besef, Here, ek wil nou so lewe leef van vrygewigheid. Van 'n vrygewige lewe is eintlik 'n gewillige lewe. Niemand forceer jou om iets te gee nie. Ons het nooit van hierdie kansel af ooit al vir jou gesê, dat as jy nie gee nie, gaan jy hel toe. As jy nie gee nie, gaan jy vervloek word. As jy nie gee nie, gaan dit mee gebeur nie. Nee, van hierdie kansel af sal ons altyd vir jou sê, daar's 'n beter hoop. Maak seker dat jy lewe in 'n verhouding met Jesus Christus en lewe die koninkryksbeginsels in jou lewe. En so ek wil jou vanaand kom challenge, dat jy saam met my sal opstaan en sê, Here, ek sal 'n lewe leef, wat ek erken, dat ek is nie die bron nie. U is die bron. Here, U is ook nie net noodwendig my emergency plan nie. U is die bron van my lewe, en ek erken vandag, dat U is my voorsiener. Wil jy saam met my staan, en ek wil graag saam met jou bid. Wil jy vra wie is, jou hand op jou hart sal sit. Want daai is die oorsprong van die lewe.
ons finansies, al ons bronne en alles wat ons het, kom uit ons hart uit. En dat ons vandag ons hart sal bewaar en ons weet, dat as Jesus Christus die hele wêreld in sy hand kan hou, hoeveel te meer is ek deel daarvan. En so Vader, dankie dat ek vanaand vir elke persoon in hierdie auditorium en almal wat aanlyn kyk, kan kom verbid. Here, dankie dat U vandag ons gedagtewêreld en ons hart kom bewaar. Dat Here, dit wat U in en deur ons lewe wil doen, is ver meer as wat ons dink of vra. En so wil ek kom bid, Vader, net soos die vroeë kerk dit gedoen het, 'n beginsel lewe geleef, 'n koninkrykslewe geleef, 'n lewe dedicated vir U, wil ek vandag kom bid, by elke persoon wat hier is vanaand. En almal wat aanlyn kyk, mag ons regtig so lewe leef, dedicated vir dit wat U in en deur ons lewe kom doen. Ek bid, Here, dat U ons sal ryklik seën, sodat ons 'n seëning kan wees, waar ook al ons gaan. En mag ons regtig 'n lewe van vrygewigheid lewe, gewillig in ons hart en ons gees. Ons eer U daarvoor, Here, want ons weet, Here, dat alles wat U het U in U hande. In Jesus naam, amen. Amen. Kom ons sing hierdie